Baie dankie julle. Dit is regtig 'n voorreg om met julle te sit. Ek weet wat dit gemaak het, ek hier sit die julle moesies. Dit is nie te sit, julle baie meer om te sê. Maar jong, ek wil miskien begin met 'n storie wat regtig iets vir my baie beteken het. En ek dink hierdie behoort julle lewens ook in 'n mate aan te raak. Want en dis wie ons is. Dit is wat ons lewens voor gee, né? En daar was in die 31ste Julie 1941. Ons praat nou van die Nazi-Duitsland wêreldoorlog. Onthou julle daai tyd, né? Nee, ons sal nie onthou nie, ons sal onthou wat ons geleer het. Nee, ja, natuurlik. En by die 31ste Julie 1941 is daar 'n roukop plaasgevind in die Auschwitz konsentrasiekamp. En al van hierdie Jode kom toe op en hulle staan daar voor en hulle toe roukop. En toe vind hulle, daar's in blok 14 is daar een ou wat ontsnap het. En natuurlik die Gestapo, die geheime staatspolisie in daai oomblik, so woedend. Dat is so net daar 10 mannetjies. Jy en jy gaan nou verhongeringskamp toe om te sterf. En met hierdie oomblik is een van die manne wat uitgeroep is sy naam Franciszek Gubernostig. Interessante naam. Ons bly ons Afrikaanse boere het nie so gedaan. Maar Franciszek was 'n Poolse weermag sersant. En hy was in hegtenis geneem en hulle het hom gearresteer. En daai man begin uitroep. En hy roep uit en hy sê, my vrou en my kinders gaan my nooit weer sien nie. En toe hy dit sê, toe's hier 'n klein man, met so'ke klein draadram brilletjies, nie soos my nie. So'ke klein draadram brilletjies, en hy maak 'n uitspraak. Hy was Maximum Kolbe. En hy was 'n katholieke priester. En hierdie katholieke priester sê toe vir hierdie Gestapo ou, dat ek sal my lewe vir hom gee. Ek sal in sy plek gaan. En hy sê, ek het nie vrou en kinders nie, so gee my. En wonder het hierdie Gestapo ou gesê, okay, wat se plek? Okay, jy's uit. Wow. En hulle is toe na hierdie verhongeringskamp toe gestuur. En hierdie ouens het oornag, die dae wat hulle daar was, sê, hulle koortjies gesing, en die Here was teenwoordig. En dit was, die gemoed was goed, vredevol. Maar wat toe gebeur het, een vir een, die ouens gesterf, want hulle het nie kos gehad. En die laaste man wat oorgebly het, was Maximum Kolbe, die man wat sy lewe gegee het vir hierdie man. En wat hulle toe gedoen het, hulle het hom toe geneem en karbonaalsuur ingespuit en so. Op die 14 Augustus 1941. 41 jaar verder, die 10de Oktober 1982, by die Auschwitz konsentrasiekamp, is daar 150.000 mense wat bymekaar. 26 kardinale, leidende hooggevaardigtes van die Rooms-Katolieke Kerk. Ons praat van 300 biskoppe en aartsbiskoppe. En tussen hulle was Franciszek Gubernostig. Die paus het daai dag toe verklaar en die volgende gesê van Maximum Kolbe, wat sy lewe gegee het. It was a victory like won by our Lord Jesus Christ. He died for someone else instead of someone else. Weet jy, toe ek dit hoor, toe is dit vir my merkwaardig, want
Die eerste gedagte wat jy kry is, ek hoef nie te sterf nie, Jesus het klaar gesterf vir my. Die lering wat rondgaan in die kerk is, jy hoef nie daardeur te gaan nie, Jesus het daardeur gegaan. So ons het 'n dogma, 'n teologie ontwikkel van disassosiasie. Wat leer jy mense? Leer jy mense om disassosieer as jy, kom ons wees geestelik, kom ons wees oorgees en dan gee goed voel? Of, is jy bereid om die pad te stap en die lewe neer te lê soos wat die Here Jesus sy lewe neergelê het? En die eerste keer wat ek het verstaan het, is ek kry 'n oproep, so 'n jaar en 'n half gelede, van 'n man wat absoluut in angs is. Hy skakel my, hy sê, Pastoor Klaasens, as jy pastor, I have brain cancer. Will you pray for me? And I say vir hom, what I'm going to tell you, you're not going to like. I say, what do you mean? They say, you will most probably stone me, or your family will have such huge reaction what I am about to say. And I say, but, I said, you have lived well, now die well. Sien wat ons wil doen, ons almal net fix. Ons verstaan nie die plan wat die Here het oor mense se lewens nie. Difficulty is not the absence of Christ. It's a characteristic of true Christianity. My liewe vriende, hoekom is jy hier vandag? Is ons hier met pat aan die skouer te sê, Jesus, ek wel gedaan, julle het dit uitgehou, dis after van die jaar ons amper daar. Dan moet ons die volgende jaar weer lekker. Liewe vriende, ek en jy is geroep om ons lewens neer te lê. Nie neer te lê vir die pastoor nie, nie neer te lê vir niks anderste, behalwe vir die Here nie. En baie maal, ek kom uit die kerkwêreld uit, ek sal 30 jaar in die kerkwêreld en 30 jaar in voltydse bediening. En ek het een ding agtergekom, en ek het dit vanmiddag gesê oor 'n etenstafel. Ministry is a family destroyer. Ministry is a family destroyer. If you don't manage it, it will manage you. Maar een ding wat ek julle wil aanmoedig vandag, ons is niks nie. We are nothing. Is niemand spesiaal nie. Who special? Jesus is the main focus. We are but pointers. Ons is maar net die wat rigting wys. Soos iemand kom met hulle probleme, moenie probeer die beraader of die redder op die wit perd wees nie. Al wat jy doen, vat jou vinger so en wys hom na die Here Jesus. Want anders as gaan jy sien, mense gaan jou absoluut doodmaak en jy gaan ure lank om mense sit om hulle, en dan jy gaan sien dat jy gaan eventueel opeindig dat jy net 'n las dra vir 'n klomp mense wat net niks doen nie. Hoop julle hoor wat ek vandag sê. Ek dink is so belangrik. Dit is hoekom ons hier is. Dit is hoekom ek is nie in bediening vir die doel vir menslike aansien. Ek sou lankal uitgewees het want hoeveel mense al vir my gesê ek moes nie in bediening wees nie. Ek het nie myself geroep nie. Die Here het my geroep. En jy sal weet, niemand het jou geroep nie. Niemand jou gevra om hier te wees nie. Die Here het jou geroep. En die ding wat ek agtergekom het in my lewe is, dit is nooit maklik. But it's most definitely worth it. Laat my dink aan 'n man met die naam van John Harper. John Harper in 14 April 1912 is op die Titanic. En julle weet natuurlik slaap daai Titanic die ysberg. En hierdie ysige water het begin kom in hierdie Titanic in. En nou John Harper was 'n geliefde prediker. En hy was uit Skotland uit. En hy
Hy was onderweg na Amerika toe, om by Moody Church in Chicago te gaan bedien. En toe die paniek begin losbreek op hierdie skip, het hy sy 6-jarige dogtertjie in 'n reddingsboot gesit, maar hy self het weer op die skip gebly, om mense aan te moedig, om hulle harte vir Jesus Christus te gee. Wat vir my so mooi was, terwyl hierdie skip gesink het, terwyl hy uitroep, en hy vra, is jy gered? Ken jy Jesus? Weet jy wie Jesus is? In daai desperate oomblikke, soos hierdie yswater begin selfs kom, het John Harper uitgeroep na hierdie een spesifieke individu. Hy het hom gesê, glo in Jesus Christus en jy sal gered word. En hierdie man het hom afgelag. En John Harper het daardie oomblik die water ingesink en verdwyn. Maar daai man wat gereageer het op daai laaste woorde van John Harper, het sy lewe vir die Here gegee. Hy het oorleef. Ek wil hê dat jy jou Bybel saam met my vat, asseblief. Na Handelinge. Handelinge 20. Handelinge 20. Vers 23. Nou daar. Handelinge 20, vers 23. Behalwe dat die Heilige Gees in elke stad kragtig getuig en sê dat boeie en verdrukking my op my wag. Dis nou Paulus wat praat. Behalwe dat die Heilige Gees in elke stad kragtig getuig en sê dat boeie en verdrukking op my wag. Hy was definitief nie 'n charismaat, want as 'n charismaat is hy net ek sny dit af. Ek sny dit af in die naam van die Here en ek stuur dit terug. Is dit nie interessant nie? Partymal moet jy ja sê vir iets wat nie maklik is nie. Hallo? Want iets interessant is, hy sê, maar ek bekommer my glad nie. En ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie. Sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God. Is dit nie mooi nie? Beautiful. 5 gedagtes, as ek klaar. Short and very sweet. Volg die leiding van die Heilige Gees. Al het jy nie duidelikheid nie. Al het jy nie duidelikheid nie. Weet jy, daar was 'n vrou in Amerika, sy is baie bekend op hierdie stadium in die wêreld, spesifieks in die area van sending. Haar naam is Jackie Pullinger. Jy is baie welkom om haar te gaan lees. En Jackie Pullinger is iets besonders, iets wat gebeur met die vrou. Sy het, sy was 'n jong dogtertjie, hier by, ek dink sy was in die omtrek van 10, 12 jaar oud, wat sy ervaring gehad met 'n sendeling, wat 'n sending gepraat het oor die werk wat hy gedoen het op die sendingveld. En sy het 'n besluit gemaak daardie dag om haar lewe vir die Here te gee, nie alleen nie, maar ook om haar lewe vir sending te gee. Nou, sy is gebore in Engeland in 1944 en sy was 'n musikant. Sy was 'n musikant, maar sy het 'n roeping gehad vir sending. Wat interessant is,
sy het op die woord van Openbaring het sy gereageer. En sy het gesê, sy wil hê die Here moet haar wys. Here, wat moet ek doen? Wat wil U hê moet ek doen? En die Here het niks vir haar gesê. En sien, baie keer wie van julle het daar gesê, Here, wys my net wat U vir my wil hê. Wat moet ek vir U doen? Wie was julle al in daai plek? Die sê, Here, wat wil U hê? Gee vir my presies wat ek moet doen. En weet jy wat? Sy sien net die boot. Toe besluit sy, okay, goed, ek gaan 'n enkel kaartjie koop, toe klim sy op 'n boot. Toe sy op die boot klim, toe sê sy, ek wel, Here, stuur my wat U wil hê. En hierdie boot is toe weg uit die hawe uit, en hierdie boot, die eventuals vaar op die see, en eventueel kom hy by Hong Kong uit. En in Hong Kong voel sy, okay, goed, die Here sê ek moet die afklim. Toe klim hierdie vrou van hierdie boot af, in Hong Kong. Maar wat toe ook gebeur het, is, sy begin te stap, en hier stap sy in die ergste area van Hong Kong. Hulle noem het Wallet City. En daar stap sy, daar Wallet City, dus hulle steel jou wallet daar. Okay, so, sy is daar, tussen die dwelms, tussen die prostituie, tussen die bendes, daar is geen wette nie, hierdie ouens doen net wat hulle wil, maar Jackie het begin werk onder die dwelmverslaafdes. En sy het maande gewerk, en daar was geen vrug nie. Daar was 'n jaar wat sy gedink het, ek dink, dis nou tyd dat ek teruggaan, want hier is absoluut geen vrug op dit wat ek doen. Totdat 'n prediker daar aangekom en sy gaan luister hom, en hy praat met hulle oor die Heilige Gees. Dat jy die vuur van die Heilige Gees nodig het, wat vir jou weg sal maak, om deur harte te kom. En daar is hy gedoop met die Heilige Gees. Die Here vul haar toe met die Gees, en weet wat daai vrou begin doen? Sy besef een ding, wat sy nie gedoen het nie, nooit gepraat oor die persoon van die Heilige Gees nie. En sy begin met hierdie dwelmverslaafdes te praat en met hulle te bedien. En weet wat gebeur het? Met elke liewe, jy gaan sien, dit is gedokumenteer en op die internet, gaan lees en gaan kyk dit op YouTube. Gaan kyk daar. Nie een, ek sê nie een nie, wat beteken dit? Nie een van haar dwelmverslaafdes het enige vorm van onttrekkingssindrome gekry. Bid vir hulle vir die dooping met die Heilige Gees, wat gebeur? Maak die Here hulle vry sonder onttrekking. En sy is, die byker hulle die hele wêreld kom en hulle almal het ingekom om te probeer te dink, wat op aarde, wat is sy so spesiaal, dat dwelmverslaafd is, en die wat verslaaf is, geen onttrekking het nie. Niemand kan dit verduidelik nie. Wat wil ek vir jou so sê? Ek wil vir jou so sê, iemand wag op jou gehoorsaamheid. Here, wat is U doel in my lewe? Iemand wag op jou gehoorsaamheid. Iemand wag op jou gehoorsaamheid. Vriende, wat ek vir jou wil sê, die Bybel sê, en nou, gebind deur die Gees, gaan ek na Jerusalem. Al weet ek nie wat daar met my gaan gebeur. Paulus leer ons om God te vertrou en te volg, selfs wanneer die pad onseker is. Paulus het dit gedoen. Ons kan leer van Paulus. Paulus het partymal net uitgestap. Die Here het partymal toegegaan en al wat hy gesê het, die Here het my toegegaan. Ek gaan nou net ergens anders heen. En my vraag is, wat doen jy wanneer jou deur toe is? Ok, ek lees sit en brul. Ek sit en blameer God, want hy het nou vir my gesê, ek gaan die deurbraak hê, nou staan ek voor 'n toedeur. My liewe vriende, partymal het ons net nodig om gehoorsaam te wees aan die Here. Deur te sê, Here, if that door is closed, I'll rejoice in the passage. Of jy sal doen wat jou hand vind om te doen.
Gedagte 2. Moeilikheid is deel van die roeping. Maak nie saak of jy dit vermy nie, moeilikheid is deel van die pakket. Ek weet net dat die Heilige Gees my in elke stad waarsku dat gevangenskap en beproewing op my wag. Vriende, dit is wat ons moet verstaan. Wanneer die Here roep, beteken dit moeilikheid. So ek wil graag saam nog steeds aan. Dit beteken moeilikheid. Jou familielede gaan nie lekker wees met jou nie, ons stel wees, liefie, jy kon nou saam met ons geslaap het, maar is reg, gaan jy nou maar weer kerk toe, en doen jou ding. Weet jy wat, ons was nou actually supposed om met 'n familiebraai te wees, en nou is jy hier, en almal is dik mond, want jy's nou hier, en jy's nie daar nie. Maar daar is iets wat jou hiernatoe trek, jy weet die Here soek jou hier. Teenstand is nie 'n teken om op te hou nie. Charismaties is dit so. Ek voel die Here lei my, dis nou tyd om klaar te maak. Sodra jy teenstand het. Dis 'n geleentheid om te volhard in geloof. Ek hoop julle verstaan en hoor die hart van die Here wil sê vandag. It cost me everything. 34 jaar gelede het my ma vir my gesê, jou God het jou van my weggevat. Emil en Milan, my kinders, wat ek die beste lewe vir hulle wil hê, want ek is 'n pappa. My ma, wat in Pretoria bly, ek bly ook in Pretoria. My seuns is 22 en 20 jaar oud. Ek het hulle 5 keer gesien. Daar's 'n prys wat jy betaal. Ek het my sissies verloor, langs die pad. Hulle was beïnvloed, noem dit whatever. Daar's 'n prys wat jy betaal. My familie het hulle rug op my gedraai. En ek het 'n besluit gemaak om te sê, Here, vir U wil ek dien. Maar dit is interessant dat hulle beweer individue wat deur die Here gebruik word, en altyd iets wat hulle neergelê het. Iets wat hulle opgeoffer het. Ek weet dit lyk nie nou so nie, maar weet jy wat voor ek tot bekering gekom het, was ek 'n danser. Speaking, if you really knew me, did you know that I was a dancer? Ja. Ek wou Sun City toe gaan om 'n danser te wees by Sun City. Ja, en ek was op pad so. Ek was op pad so toe, ek het 'n dansskool gehad, ook julle. Ja, glo dit of nie. Hierdie vet man wat die woord by sê, wil jy vir my sê sy bene was vir my sy kop? Ja. Op hierdie oomblik wil ek nie my been lig soos 'n hond nie. Maar weet julle, dis nie of julle te sê hoe oulik ek is nie. Maar dans was 'n baie belangrike ding in my lewe. Dit was soos 'n afkom. Dit was my alles. Ek onthou tot vandag toe nog. Ek het my eindmatriek eksamens geskryf van die danser op die vloer. Om net vir mense te probeer te verduidelik wat hier binne kan gebeur wanneer jy dans. So by the way, dans is glad nie sleg. Okay? Maar in die 89s, 90s was dit sleg. Jy mag gedans solank jy dit nie geniet het nie. Maar een ding wat hulle sê, 80 mense wat dans, het 80% kans om nie Alzheimer's te kry nie. So, is goed om te dans. Maar vir my, ek moes dit neerlê. Ek het dans neergelê. Ek het my familiesituasie neergelê. Ek het my vriende almal verloor.
Dit neergelê. Maar weet jy wat dit, I gained so much. Maar as jy vandag na my en na my seuns kyk, en jy kyk na my familie, na my sissies, dis, ek nie vir jou sê, just like, ja nee, Stuur, jy die regte keuse gemaak nie, want jy is ligjare voor hulle nie. Dit gaan nie daaroor nie, vriende. Something happens when you lay your life down. Iets gebeur met jou wanneer jy jou lewe neerlê. Wanneer jy jou lewe neerlê, ek praat nie van misbruik nie. Iemand kan my, ek sal my lewe neerlê vir jou, maar as ek agterkom jy misbruik my, moenie dat ek hier agterkom nie. Is hulle met my? Dis baie belangrik, want in die kerkwêreld kan mens baie maklik baie plek kom en jy net voel, weet jy wat, ek is net hier om misbruik te word. So weet jy wat, vat jou vrywillige job en doen dit self, ek gaan. Dan gaan jy na volgende gemeente doen, daar's bewys dat die gemiddelde vrywilliger, die gemiddelde vrywilliger hou 2 jaar. En na 2 jaar sal hy wegstap en sal nooit weer sien nie. Sal nooit weer vrywilliger werk nie. Is dit nie interessant nie? Want toe het ek nou vandag 'n bietjie gelees. Aangesien ons praat oor vrywilligers, sommer net so kantoukie. As ek net by wedloop kan voltooi en die opdrag kan uitvoer wat die Here Jesus aan my gegee het. Nee, verkeerde ene. Dis 'n goeie een. Don't ever question the value of volunteers. Noah's Ark was built by volunteers. Yeah. The Titanic was built by professionals. Sure. Volunteers don't necessarily have the time. They just have the heart. Yeah. Sure. Volunteers don't get paid. Not because they are worthless, because they are priceless. Not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Sê Mother Teresa. So om nou te praat van Mother Teresa en haar roeping. Ek het daar biografie gegaan en iets wat vir my so uitgestaan het. Die vrou, moenie alles hoor, moenie alles glo, hulle praat van die Katolieke kerk. Okay, don't be like that. Okay, so, Moeder Teresa, baie lief vir die Here Jesus, baie lief vir sy teenwoordigheid, en ure tyd spandeer met die Here Jesus. En die dag toe sy haar roeping ontvang het, om vir die armes te sorg, toe sy gehoor gee aan haar roeping, beskryf sy in haar joernaal, a cloud of darkness came over me. Sy noem het a time of darkness. Wat vir my interessant is, van Moeder Teresa, dat sy sê, haar hele bediening verder, waar sy gesoek het of armes gehelp het sy nooit weer die teenwoordigheid van die Here beleef. She only felt darkness. Sien, wanneer jy gehoor gee aan die Here, weet jy nie altyd wat op jou wag. Paulus kom self. Hy sê, behalwe dat die Here my geroep het, wil ek net sê, boeie en verdrukking wag op my. Maar ek het nie sy dit besef nie. Maar wat vir my interessant was, as jy kyk na Moeder Teresa, almal het daaroor gepraat. Wanneer sy tussen daai kinders en tussen daai arm mense gestap het almal die teenwoordigheid van die Here ervaar. Sy nie. Die Here Jesus word op die kruis vasgenaal. En hy voel ook nie die Here nie. Hy het hom nie gevoel nie. Charismate sê hy het oorwinningsskrifte gekwoteer. Maar weet jy wat die kerk nie verstaan nie? The
church doesn't understand the suffering Jesus. And we need to be part of the suffering Jesus. Steven, sê jy nou, jy spreek het nou oor jouself, en die Bybel sê, dood en lewe is in die mag van die tong, en as jy jouself sê, jy gaan jouself tot armoede gee, dan gaan jy tot armoede wees, dan gaan jy sterk ook in armoede. Weet jy, bless your darling heart and your stupid mind. Want ek dink jy vat die pot heeltemal mis. En dit is baie belangrik, dat jy moet verstaan, die Here Jesus het nie oorwinningsliedjies gesing, toe op die kruis is nie. Hy het een uitspraak gemaak wat my geskok het tot in my diepste. Hy het gesê, Vader, hoekom het U my verlaat? Hy het deur nagte tyd spandeer met sy Vader en het ervaar. Want toe op die kruis is, toe ervaar hy niks nie. In jou moeilikste tye gaan jy die Here glad nie ervaar nie. Moenie dink daar's iets fout met jou nie. Maar in jou moeilikste tye wanneer jy hom nie ervaar nie, gaan ander mense hom om jou ervaar. Want vandag kry ons krag deur Jesus. Ons sien hom op die kruis. En ons krag, ons oorwinning kom deur hom. Vir die prys wat die Here Jesus betaal het, vriende. 'n lewe sonder doel het geen waarde nie. Want ek ag my lewe van geen waarde vir myself nie, sê Paulus. Paulus se fokus is nie op selfbehoud nie, maar op die betekenisvolle diens van die Here. Ek vertrou regtig dat julle vandag as instrumente in die hande van ons Here. Nie net hier nie, maar oral waar julle is. Dat jy altyd een doel sal hê voor oë om te sê, Here, my lewe het ek neergelê vir U. Mag my lewe U teenwoordigheid weerspieël. Wanneer ek in 'n plek instap, mag die Gees van die Here op daai huisgesin neerdaal. Wie ken iemand wat gestremde kinders het? Wie het gestremde kinders? Wie ken iemand wat 'n gestremde kinders het? Dit voel soms of hulle is. Ja, ons het vandag die antwoord gekry. Ek ben die pak sy beleid. So, julle al agtergekom, wat 'n ongelooflike spesiale mense daai ouers is. Ja. Jy ervaar die Here by sulke tipe mense. Gedagte 4. Voltooi die wedloop en jou God gegee daar. As ek net my wedloop kan voltooi en die opdrag kan uitvoer van die Here Jesus aan my gegee het, sê van. Getrouheid in jou roeping is belangrik as jy gemak en veiligheid. Kan jy dit asseblief herhaal? As jy getrouheid in jou roeping is belangriker as die gemak en veiligheid. Die Here daag my baie uit, dit is ek. Ry nie vra my vandag, waar is die grootste deurbrake wat jy al beleef het? En ek het nie daar gesien. Ek het 'n baie diplomatiese gestoos antwoord. Net ook so gedink. Sê my beste ervaring wat ek by die Here gehad het ooit is by mense wat ek gister by was. Arme mense. Arme mense. En so 'n shacks bly. Maar honger het vir die Here. Gisteroggend, toe ek bedien, toe ek klavier speel saam met my, volgende keer sal ek saam bring. Julle moet die oorleef. Kyk, soos Elia,
Lisa gesê, ek soek 'n klavierspeler, sit 'n speler en toe die sit 'n speler speel, toe kom die hand van die Here op. Dit is wat gebeur met my, wanneer daai sonde is. Ons het eers begin preek, die vriend, toe val die heerlikheid van die Here op daai plek. Ouens skreeu, huil. Dit is goddelike chaos. En ons nog niks gedoen nie. Al wat ek gedoen het, ek het Amazing Grace begin sing. Toe val die heerlikheid van die Here. Goddelike chaos. Goddelike chaos. Onthou, daar's nie God het nie, daar's orde, is altyd orde. Maar dit lyk in my chaos. O, heerlik, ons moet hierdie nou stop. Sê net my. Maar jy stop dit nie. Ek vind, toe ek gister daar bedien, toe besef ek, toe sê die Here vir my seun, hou op om my te blok. Toe sê ek, Here, wat bedoel jy? Hy sê, hou praat. Sê, Here, wat bedoel jy daarteen? Hy sê, regtig, hy sê daar geïrriteerd, dis op jou mond. Laat ek iets doen. En ek het weer gesê, hier kom. Rory Dyer, by 3CI, ek is nou by 3CI al die laaste 9 jaar. En 3CI, Rory is 'n ongelooflike leier. Ek kan sê van die mees dinamiese leiers wat ek in my lewe ontmoet het. Pragtig. Ek bedoel, ja, jy kry jou groot koppe, maar Rory Dyer is my Here, regtig is. Sorry, as mens so ietsie kan sê. En ek vra vir Rory, want die kerk het ontplof. Okay. Ons het so 3.500 mense in die diens, dan staan er nog 1.500 mense in overflows. Ons het Paasnaweek, was daar 1000 mense wat buite die kerk gesit het. Tussen waar 3.5 binne is, 1.5 in die overflows en ouens wat buite kan sit. En ek het ook gevra, hoe het jy hier uitgekom? Toe sê, die Here het wat gesê, if you preach shorter, I'll grow your church. Dis wat Rory sê, what God told me. Keep your sermons short, and I'll grow your church. En nou, hou jy rekord. En julle het so kom. Okay, interessant, né? Gedagte 5. Verkondig die evangelie van genade met oorgawe. Die opdrag om die goeie nuus van God se genade te verkondig, sê die skrifte. Paulus kom en dan sê hy die volgende. Ek gaan dit in Engels sê. Who bewitched you? Van ek en jy weet, dis nie deur jou goeie werke wat jy gered is. Maar vir een of ander rede, wat die ouens gered is, nou dink hulle ek goed, kom ons bring die wet terug. En as ek die wet volg, gaan die Here my seën. Ek is by opinie, iemand wat die wet volg, het moeilikheid in sy lewe. Want hy dink, as ek weties optree, gaan die Here my seën. Ek is by opinie van dit nie, ek sê nou vir jou. Iemand wat in die Shabbat betrokke is, met enige tipe wettiese beginsel, sê vir daai is die moeilikheid. Want hulle dink, hulle moet iets doen, om iets te verdien. Julle dink ek is perfek. Ek is nie perfek. Ek het al baie in my lewe fout gemaak. O, liewe genade, ek het al droog gemaak. Ek het al baie droog gemaak. Ek het al so droog gemaak, en voor ek gaan bedien, het ek so droog gemaak, waar ek gedink het, as die kerk nou uitvind, gaan hulle my skors. As jy weet wat, ek bedoel, ek het nou nie, ek lewe afgesonderde lewe, ek sal nou nie doen. Maar, ek het nie gebid voor die tyd, nie voorbereid nie, ek het nie niks gedoen nie. Ek het, inteendeel, ek weet nie wat ek aangevang het nie, maar ek het droog gemaak. Ok? Nou waar nie geen seksuele sonde nie. Maar, so, ek het nou raar droog gemaak. En nou, moet ek die salwing aanbied,
by 'n Bybelskool. Ek dink ek myself, liewe genade, hierdie klomp biskoppe wat die voor my sit, wat dink hulle is totaal verleerd. Hulle is so ware 19-jariges. Niemand is slimmer as hulle nie. Nou sit hulle inderdaad en dink vir myself, ek is nie ingebid nie, ek het nie lekker voorberei nie, en ek voel, I missed it. Okay? Vriende, toe ek daar staan, sê ek net, steek op jou hande. Toe ek sê, steek op jou hande, toe val die gees van die Here op almal. Almal heel na die krag van die Here. En na die tyd, toe gaan ek, loof die Here! Dis jy met my. Vriende, ek wil vir jou so sê, jou uur is gebed, jou voorbereiding en jou bid, sorry, ek sal in die kamera bly. Niks daarmee te doen nie. Ons is baie maklik om die moslims te veroordeel. Ja, kyk hoe bid hulle. Ag, hulle is onder die wet. Wie wat sal jy bid? Die Here Jesus kom en hy sê, hy het afgesonder. Hy het op self onttrek. Onttrek jy jouself om alleen tyd te hê met jou Vader. En dis die oomblik wat jy nodig het. Die oomblik moet iets te weerstaan. En wanneer die moeilike tye kom, jy nog steeds kan sê, Here, ek sal gaan. Ek het 'n paar name gekry. En ek wil dit graag weer gaan. Sakkie. Sakkie is die enige manier is. Vervang sakkie met Lindy. Pieter. Ons Pieter. Dis nie reg. Pieter. Die Here wys vir my iets interessants. Die Here wys my gesig sê, Here, wie is dit? Sy gaan na die notas toe kyk na die eerste naam. So die eerste naam wat skien nou maar hier is. En dan gaan hy dan geloof uitpraat, en dis wat ek sien. Pieter, jy het al tye ervaar dat jou beker nie oorloop. Ek gaatjies sien gebeur. Maar dit laat my dink aan die swembaddens van ons gehad as kinders. Daai swembaddens met die plastiek op. Dis die jaar het ons Man from Atlantis gekyk het. Nou, ek weet julle, dit is nou soos in, nou gaan julle sê, opa oer. Dis voor my tyd. Dis voor jou tyd. Wie kan Man from Atlantis onthou? Okay, hier's julle almal. Julle ou mense, julle. Ek het soos Man from Atlantis geswem op daai swem. Maar een goeie oggend, toe ek nou wakker word, toe spuit die water daar uit, sulke waterspuitjies. Ek dink myself, wat al hier gebeur? Ek het my pa kloor ingegooi om die water net lank te hou, weet. En die volgende ding is by die rondskit en rondswem en daai verweer het hy gaatjies ook gemaak. Is jy met my? En die ander ding wat die gaatjies veroorsaak het, was net plain ouderdom. So wat sê jy hier? Partymal kry jy gaatjies in jou beker. Het een of ander invloed in jou lewe? Of daar's een of ander ding wat krap? Of net die kwessie van tyd wat verbygegaan het? En weet daar moes 'n stadium gewees in my lewe wat ek 'n beker geneem het en ek het pleisters gevat en op daai beker geplak en ek het vir die Here gesê, Here, maak my gaatjies toe. En toe ek begin water drink uit daai beker. Beverly het elke dag vir my water gebring uit daai beker uit van 'n klomp pleistertjies opgehaal het. En eventually het daai pleistertjies afgekom. Toe kom Beverly met 'n sak pleistertjies na my toe en sy sê vir my, Papa, hier is vir jou nog pleisters om te plak op die beker. Toe sê ek, dis nie meer nodig nie. Die Here het my gaatjies toegemaak. Vandag wil ek vir jou sê, soos wat die Here vir my gedoen het, gaan die Here vir jou doen. Die Here gaan hy gaatjies toestop, sodat jou beker kan oorloop. Jy is deur uitermate hoë tye en laagtye. En in die proses is daar skade wat plaasgevind het. Maar die Here sê, ek seën sal jou gaatjies. Hier is iemand hier, wat ek voel wat die Here wil sê vir Christa.
As Christa. Christa, ek sien weer, jy is 'n vrou wat nie ophou nie. Jy kan nie ophou nie. Want ek sien 'n klip bo op jou. Maar dit is asof die mense probeer om daai fontein van jou te onderdruk. Maar wanneer jy onderdruk op een kant, maak nie saak nie, want hy kom uit op 'n ander. En ek wil vir jou so sê, mag die Here se teenwoordigheid vaardig raak oor jou. Mag die Here jou 'n gebaande weeg gee. Mag hy jou pad reguit maak. Mag die Here daai berge van jou versit. Mag die Here jou leeddamme volmaak. Mag jy goeie vrug dra. Want ek is oortuig dat die Here dit gaan doen. Die Here ken jou. Hy praat met jou en jy hoor hom. Daar's een oggend dat jy op jou bed gesit het en gesê, Here, wat sê U? En jy is nog altyd 'n individu wat eerste raad vra aan jou Here. En die Here sê, my kind, ek sal vir jou duidelikheid gee oor die planne wat ek oor jou lewe het. En vir dit wat ek graag wil bemagtig deur jou. Willa. Dis die Willa. Wanneer ek na jou kyk, sien ek 'n bosblomme. Jy het die vermoë om in 'n vertrekkende stad en 'n aangename geur van Christus te versprei. Dis net wie jy is. Jy het hierdie vermoë om 'n lig te bring in donker tye. That is a gift from God. Dis 'n gawe. Gifts and callings come without repentance. So maak nie saak wat jy al gedoen het, wat jy gedoen het, as jy in 'n vertrek instap, dan lig die vertrek. Ek wil vir jou sê, mag die Here se teenwoordigheid vaardig raak op jou. May the Lord go before you. Mag die Here vir jou 'n weg maak vir dit wat die Here wil doen in jou lewe in hierdie volgende tyd. En daar's baie wat jy bied. Ek is van mening dat die Here jou gaan kom verras met meer. Mag jy in die volheid van jou Here instap. In Jesus naam. Ek sien die volgende individu, Anita. Waar is Anita? Is Anita hier? En waar Anita? Anita, Sonja en Rani. Interessant is, van julle drie. Waar Sonja? Nee, sy is allemaal daar in Rani, en Rani is raak. Ja, maar kijk, julle het so beplan. Want julle is so gekruid. Ek het dit so bespreek. Okay, kom dan. Vir julle drie, julle al agterkom en mense oor iemand profeteer, partymal maak het vir jou sin, dat ek vir jou sê, hierdie woord moet vir my gewees het. It is yours. Hierdie ene gaan vir 3 mense. Dit is die eerste keer in my bediening vir 30 jaar, wat 3 mense op een dag vat. Op een slag. In Frankryk, ek gaan nou begin met 'n storie. In Frankryk, in die Levier, ken jy, ek sê ek in die Levier kunstmuseum, was daar 'n skildery, by die naam van Checkmate. Jy hoor van dit. So, en hierdie Levier skildery met Checkmate, word weerspieël van 'n bose mag, bose koning, wat homself oorweldig met hierdie goeie koning, en hy lyk semi-verslae, en dan is daar Checkmate. En dit was op 'n stadium wat dat daar 'n man instap en hy het so vir so 40 minute lank hierdie skildery besigtig, bekyk, bestudeer en gekyk en verder gekyk. En die volgende oomblik toe roep hy uit: "This painting is wrong! This painting is wrong!" Een van die opsigters van die Levier Kunstmuseum kom na hom toe en hy sê: "Monsieur, this is something wrong. Why are you disturbing everybody?" Okay? En
Hy draai so my sê, maar ek het sopas 'n pizza gehad, dis hoekom nee man, dis die skildery. Okay? En toe hy so na die skildery kyk, you say the king has another move. It is not checkmate. And I say the painting's name need to be changed or the artist needs to change the painting. En ek wil vir julle 3 mense sê, vir Lazarus 'n gat, was dit 'n checkmate, maar die Here. Met 'n skare van 5000 was 'n checkmate, toe kom daar 'n seentjie met 'n broodjie en 'n visie. Daar's 'n dogtertjie wat dood is. It's checkmate. Maar toe sê die Here, I have another move. Ek weet nie wat dit is in julle 3 se lewens nie, but there are some challenges and you have felt it is checkmate. It is done, it is settled, it is over. God says to you 3, it is not over. I have another move. Ek ervaar die Here nou julle. Anneliesie, in Japan was daar 'n eiland. Baie mense is dood op daai eiland. Weens ondergrondse landmyne. Wat in die oorlogtyd geplant is en baie kinders is dood. Want hulle is mos so speel in die wind en so. En dan trap hulle op hierdie ondergrondse landmyne. En dan aktiveer dit en baie lewens is dood, baie mense het ledemate verloor weens hierdie traumatiese tyd. En hulle het die Amerikaners gevra om in te kom, maar dit sou miljoene kos om hierdie ondergrondse landmyne te verwyder. En wat vir my so mooi was in hierdie verhaal, daar kom 'n vuur, daar het 'n brand gekom op die eiland. En al die Christene daar om te bid dat hierdie vuur net moet stop. Die charismaat is daar, beveel die grond, die wind om te waai, beveel die wolk om te kom. En niks gebeur nie. Wie wat het gebeur? Soos die vlamme gekom het, toe begin een na die ander, die ondergrondse landmyne te ontplof. En die Here verwyder daai ondergrondse landmyne in eenheid. Wat ek vir jou wil sê, die vyand het baie beplan om ondergrondse landmyne vir jou te plant. Die Here sê, my gees sal voor jou uitgaan en ek sal elke ondergrondse landmyn verwyder. Soos wat ek gesê deur my woord, so sê ek vandag vir jou, my kind, wees nie angstig nie, kyk nie angstig rond nie, doen wat jou hand vind om te doen, die Here sal met jou wees. En niks van onder of agter, hierdie kant of daai kant, sal maak dat jy weerhou word vir dit wat die Here jou voordoen nie. Goed dit maak sin. Lindaatjie. Dis Annelise sê ding daai. Linda. Hierdie vrou het 'n ongelooflike hart. Jy het 'n ongelooflike hart. You are the type of person who I would like to have on a team. Want jou hart vir mense en vir die gebrokenes is groot. Jou hart vir die wat in nood is groot. Ons noem dit 'n woord van kennis. Dit is nog nie 'n profetiese woord. Net dit wat die Here nou op hierdie oomblik vir my wys. Wat die Here vir my wys, is hierdie tipe hart gaan hy geleenthede vir jou begin gee. Beautiful geleenthede. As jy met my. En nie net in die kerk nie.
maar buitekant. Nou, die seegeel, wanneer die strome, onthou waar die water begin lig het, waar het die water vandaan gekom? Van die tempel af. As julle met my, was die water in die tempel? Nee, waar was die water? Was buitekant. So baie keer dan dink ons moet groei in die kerk. Ja, jy dis waar jy jou krag kry, sodat die water in ander lewens gaan vul word. Jy kan nie gaan sonder die kerk. Vriende, ek het een ding geleer. Die kerk is een van die mees belangrikste plekke. Die gemeenskap van gelowiges. You have something to give. Binne die volgende paar maande gaan jy 'n oproep kry wat alles gaan verander. Jy gaan sien wat die Here vir jou geopende deur gaan gee. Nu waar die pastors, hulle sê, gaan nie weg gaan nie. Gewoonlik is die pastors onmiddellik onmiddellik die profete bestraf en sê, die keer na my blikwater weg gaan. Ek sê dat die Here vir jou deure oopmaak en dit gaan iets besonders wees. Vader, ek kom bid nou vir hierdie vrou. Dankie dat U beloftes oor haar groot is. En verklaar van hierdie oomblik af dat die Here van die leerskare nou jou gaan groot wees. In Jesus naam. In Jesus naam. Daisy. Weet wat is voor jou thuis? Nie is die huis toe nie. Dis wat ek dan voor. Wie wat doen, waar is rooi telefone? In die presidentse kantoor. Met jou ook. Want dit is baie belangrike oproep wat daar aankom. Jy het toegang tot daai rooi telefoon. Jy het toegang. Jy gaan sien binne die volgende 3 maande gaan dit so wees. Die hemele gaan oopbreek oor jou lewe. Ek sien heiliglik waar jy nou sit, 3 engele wat om jou staan. Hulle het jou beskerm. Jy weet daarvan. Jy was amper dood, jy moes dood gewees het, maar jy is nie. Want die Here het jou beskerm. Daai 3 engele wag op jou. Because somebody is waiting on your obedience. Jy moet nie vrees nie. Maar jy gaan sien, wat die Here jou gaan wys, sal hy vir jou duidelikheid gee. En elke liewe gebed wat jy gaan bid, in die volgende 3 maande, gaan dit kom. Amen. So as jy wil gebed beantwoord het, praat met daai vrou. Nee, ek ook. Bid vir jouself. Hierdie vrou het 'n plek in die Here. En ek wil vir jou so sê, jy stil mense wie jy is. God is very powerful. Jesus. Dis nou onregverdig, want sy het die rooi telefoon gekry. Nee, dis nog ons. Wacht, dit hy kom. Alicia Kie. Ek bid dat die Here in die volgende paar dae vir jou so 'n werklikheid gaan raak. Want jy gaan wees soos 'n heatbag. Moet jy wat ek vir sê? You're going to be like a heatbag. Maar ek weet jy voel nou glad nie so nie. Jy is nou op die tightrope. Jy is nie seker nie, maar jy gaan nou maar net aan. En jy voel onseker, jy wil duidelikheid hê, en jy weet nie waar jy is op hierdie oomblik nie, behalwe jy doen nou maar net jou ding. Dis wat jy is.
Maar die Here sê vandag vir jou, moenie omdraai nie, moenie kant toe kyk nie, jy gaan afval. Moenie fancy tricks nou doen nie, bly nie doen wat jy doen, keep on walking. Dit is soos 'n tightrope. Nie wat 'n tightrope, iemand op 'n lyn loop, né? Al kom die winde, jy gaan nog steeds bly. Maar jy kan nie nou omdraai nie, jy kan nie nou omdraai as jy elke goed in gaan terug nie. Daar's nou, jy's nou actually op 'n punt waar jy sou kan noem, a point of no return. Maar wat op jou wag, is iets besonders. So keep on walking, because you will not be the missed type. Die Here gaan jou gebruik vir iets spesifiek. En jy gaan weet, binne die volgende paar dae, weke, you are going to know, because God is calling you to specificity. So diep woord, vir iets spesifieks. Daar is 'n spesifieke roep wat die Here op jou lewe het. En wanneer jy fokus op daai roep, gaan dit wees soos 'n vergrootglas wat in die son sit. Trek hom net 'n bietjie terug. Die eerste dag gaan hy brand. Dit is jou tipe persoonlikheid. En ek bid dit vir jou nou, in Jesus naam. Mag die Here se gees nou vaardig raak op jou, en mag jy weet, dat jy die krag sal kry om deur te druk, en in te stap. As ek nonsens praat julle, dan kan julle maar net sê. Engela, ja, jy is soos 'n engel. Engela. Alle engelaars is engels. Is engele. Is engels. Nee, ons gaan nie nou die taal van die anti-Christus praat. Engela, wat op jou skouers rus, is die salwing van die Here. Die Here het jou gesalf. Jy weet dit. It is not a small anointing. Hierdie salwing wat op jou rus, gaan jy begin beleef, en die Here gaan jou intrek in sy teenwoordigheid. Kyk, ek Steven, jy praat oor geestelike taal. Dit maak dit vir my meer simpel. Jy gaan 'n behoefte hê om met die Here te spandeer. Dit gaan wees soos iemand wat swanger is, wat nou behoefte het vir 'n roomys. Hulle gaan almal mal maak om jou, want jy moet nou 'n roomys kry. Sê met my. So gaan jy die behoefte hê om die Here te soek. Okay. En dan gaan so intensiteit in jou kom. Ek sal nie verbaas as jy jouself in die kamer gaan toesluit en sê, Here, ek kom nie uit totdat U nie met my gepraat het nie. So. And there will be a time of weeping. Time of yearning. Vir almal wat dink, o, heerlik en stil, jy profeteer nou donker toe die vrou, nonsens. Wanneer jy nie teenwoordig van die Here is, een van daai beginsels wat gebeur in jou hart, jy begin te ween, teerheid. Teerheid is seker een van die grootste eienskap van die salwing op my lewe. As ek teer voel, is die Here altyd daar. Jy gaan 'n teerheid begin beleef vir die gebrokenis, jy gaan 'n teerheid hê vir die verlorenes, en die Here gaan homself bekend maak aan jou. En terwyl jy praat met mense, gaan die Here jou instrumenteel gebruik om hom reg te maak. Ek hoop ek maak sin vir jou. Jy gaan 'n behoefte hê, begeerte hê, te sê, Here, wanneer ek vir mense bid, laat hulle sien U leef. Dat hulle kan sien U kan iets doen. So wat ook al jy het, wat ook al jou gawes is, fokus daarop, want die teenwoordigheid van die Here gaan begin vaardig raak oor jou lewe, in Jesus naam. Ernest, Ernest, Hemelse Vader, dankie vir Ernest. Here, dankie dat U vir Ernest op 'n wyse gaan kom aanraak, bo natuurlik in Jesus naam. Ernest, jy is 'n boksie mens.
Baie vas. So. Alles is net so. En die Here sê vandag, my seun, ek gaan jou boksies kom teer mekaar maak, want die natuurlike mens verstaan nie die dinge van die Gees nie. En ek sien hoe die Here in jou boksies inkom, en ek gaan jou boksies rondkrap. Maar ek sien 'n ware lewe wat gaan voorkom in jou lewe. Maak reg julle, want daai man gaan geseën word. Maak reg. Die Bybel sê die seën van die Here, dit maak ryk, en moedevolle arbeid voeg daar absoluut niks by. It's going to become easy. Maar ek sien hoe jy jou boksies vir die Here gee. En wat die Here vir jou in ruil gee, is 'n speelveld van oorwinning, 'n speelveld van duidelikheid en deernis en insig en kennis. Mag jy in die volheid van jou Here instap, Ernest. Mag die Here sy vrede oor jou lewe los laat reën in die naam van Jesus. Ek bid dit nou oor jou lewe, Ernest. In Jesus naam. Julle ouens, dit wat ek deel, maak dit enigstens sin of moet ek ophou? Robbie, jy lyk vir my bekend. Ag, prys die Here. Robbie Wessels. Ja, Robbie, is jy in die sakewêreld? Is jy in die besigheidswêreld? Ja. Is jy nie besig? Ja. So gedink. Maar ek sien 'n graaf in jou. So. Ek sien jy spit. En jy het al diep gegrawe. Niks gevind. Ja, as ek praat van niks gevind, vind ek nie niks nie. Ek wil mens ou nie aangrou en dan sal niks nie. Jy sien goed. En jy kry, my liewe vriend, wat ek vandag vir jou wil sê, is hoor die woord van die Here. You are about to strike oil. You will be a kingdom funder. You have always been generous. Generosity is your trait. Jy was nog nooit skaam om jou sak oop te maak vir die nood nie. Is ek reg of is ek verkeerd? Ja, klaar. Ek sien hoe die Here, nee, ek hoor hoe die Here vir my sê, I will not be mocked. What you sow, you will reap. Jy gaan olie slaan. Job. En ek wil vir jou sê, kry jou damme gereed. En wanneer die reën kom, dan gaan dit te laat wees. Kry jou damme gereed, sodat jy kan opvang. So, wat sê ek hier weer? Baie keer as jy so gefokus op die gat wat jy grawe, dat jy nie dink aan die prosesse wat jy moet in orde hê, so wanneer daai olie kom. Niemand wat op 'n plek is wat olie boor, het net 'n boor daar nie. Stem julle saam met my? Ja. Daar is baie beplanning. Hulle tanks het alles opgerig om daai olie to harvest that oil. Sê met my. En dis vernaam in die plek waar jy op hierdie oomblik voel, want jy voel jy's in die tuig, jy's daar en jy's in die grond, jy half dink, ja, ek het ook aardig gaan ek dit doen. Moenie kommer nie. Die Here gaan vir jou mense stuur. Ek sien 3 spesifieke mense wat die Here om jou gaan plaas. En het jy kinders? 3. Hoe oud is jou seun? 22, my oudste. Moet nie verbygaan nie. Want jy gaan die olie slaan
En jou seun is op 'n plek om oor te vat. En hy sal groter gaan. So. Amen. Okay. Wil jy wat ek vir jou sê? Ja, ja. Amen. Die laaste keer wat ek so 'n woord gehad het, was vir 'n man wat is daai vleisboer se naam in Damas rigting, 'n groot vleisboer. Skoon. Ja, skoon. Dis is skoon. Ekskuus maar. Klaasie. Sien jy? Klaasie. So, daai ou het ek oor gebedien 'n paar 2 jaar gelede en vir hom gesê jy moet jou seun kans gee. Ek het vir jou gesê die posisie en hy het geweier. Ek sê kan nie wees nie. En toe sê ek vir hom, wel, as jy iets wil hê dat moet gebeur, moet jy gebeur. Toe hy dit oorgee vir sy seun, het hy binne 6 maande die maatskappy 6 maal groter gemaak. Hulle is besig om plase oor te koop, hulle het nie grond nie, hulle koop alles op hulle om hierdie beesboerdery. Hulle het duisende beeste. En dis 'n baie kennis in bees wat hulle in uitslag. En nu kom ek dit sê ek nou vir jou. Jy gaan sien. Ek weet 'n mens sê ja, jy seun gaan 'n dokter wees, beteken dat hy nie gaan swart nie. Nee, hy moet gaan swart. Maar ek wil vir jou sê, moenie ombuig nie. Die Here gaan iets doen met julle spesifieks. So. Amen. Ek roep dit oor jou nou. Amen. In Jesus naam. You will be a kingdom funder. Robbie Wessels, ek het nou hier gepraat. Karen, waar's Karen? Vader, dankie Here vir Karen. Karen, wat die Here my wys, is jy is soos dis dan vir my sê wat ek gaan sê. So alwynblad. Maar iets van 'n alwyn, hy kan in alle weeromstandighede leef. In droë hitte, in ongemak. Maar wat almal al dink is net hierdie geharde plant. Jy's nie 'n geharde plant nie. Daar's iets binne in jou wat soveel voedingswaarde het vir mense om jou. En dis wie jy is. Jy het hierdie manier wat jy met mense sal praat. En daai sap, sien ek, loop dit uit jou mond uit. En ek sien jou mense, ek sien hierdie interessante prentjie wat mense onder jou sit met monde oop. Want dit wat jy bied, bring genesing. Dit wat jy bied, bring herstel. Dit wat jy bied, bring vrede. Ek bid nou vir jou van hierdie oomblik af, dat jy nooit jouself sal betwyfel in die roep wat die Here het oor jou lewe. Mag jy instap in dit, mag die Here op hierdie spesifieke oomblik sy hemele oopmaak. En soos wat ek na jou kyk, sê ek nou vir jou, daar is 'n blom wat jy dra. En daai blom is 'n lieflike geur vir die Here. I see the smile of Christ and he says to you today, I am well pleased. Elkeen van julle om hierdie tafel het al iets neergelê. En om deel te wees van die liggaam van Christus is nooit maklik nie. Maar soos Paulus gekom het en besluite gemaak en gesê, ten spyte van slegte omstandighede, sal ek nog steeds, ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie. Sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie, van die genade van God. Dis hoekom ek nou met jou wil praat, alleen. You are a grace giver. Is dit so? Amen. Julle ken nou. The grace of Christ. Die genade. En weet jy,
die hart van genade maak dat almal welkom voel. Ek hoor die Here sê, you have a gift for hosting. You know why it's called hosting? To host the presence. Jy het daai vermoë. Dit is 'n skill, dit is 'n gawe wat die Here vir jou gegee het. Jy het hierdie manier om mense welkom te heet en waar mense veilig voel. Jy het hierdie manier wat mense die Here beleef om jou. Jy het hierdie manier dat as te ware 'n platform skep sodat die Gees van die Here in mense se lewens kan instap. So as ek 'n gemeente gaan, is ek definitief gesê hierdie is die go-to girl. Iemand dink baie keer in die kerk 'n usher is, eerlikheid, wil net 'n usher, ek moet dus nie verhoog wees, ons nie eens gepreek het. 'n Usher is 'n bediening. Hierdie is 'n hoster. En daai is 'n gawe wat die Here vir jou gegee het. Nou kom ek roep die volheid. Ek seën jou. Mag die Here jou seën. Mag die Here jou genadig wees. Mag hy sy aangesig op jou skyn. Mag die Here jou vrede gee. Voor my tyd op is, dat ek gegooi, mag 'n paar mense gegooi doen. TC. TC, jy het 'n verhoor. Jy het 'n verhoor om te beskerm. Jy het 'n ding om jou, want die Here het vir jou 'n beld om jou geplaas, met wapens op. Maar ek sien wapens op jou. En dis wie jy is. A keeper of a flock. Dis asof jy hierdie herder ding in jou het, om mense te beskerm, en amper as te ware te beveilig. En dit is nie dit wat jy hier uitdruk nie, dit is dit wat uit jou mond uitkom. En weet jy die feit wat die Here 'n verhoor vir jou gee, omdat dit uit jou mond uitkom, het die van dit baie keer kom counterfeit. Want jy baie maal gedink het, ek dink nie dis ek nie. Ek dink nie ek het daardie vermoë nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, hou aan doen wat jy doen. En hou aan instap in die beloftes wat die Here het oor jou lewe. En verklaar van hierdie spesifieke oomblik af sy sien, wanneer jy begin praat. Sy praat met insig, sy praat met deernis, en ek sien op hierdie spesifieke oomblik iets besonders oor jou lewe. Jo. Dit bevestig in Jesaja 11. Jy gaan beleef in hierdie volgende ruk wat kom, dat die sewevoudige gees van God oor jou gevaardig raak. Wat die Here sê, en op hom sal die gees van die Here rus. Die gees van wysheid en verstand, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en die van die vrees van die Here. Die gees van die Here gaan vaardig raak oor jou, my vriend. En jy gaan sien, die gees van die Here sal vaardig raak en op jou kom rus. Want hy vanoggend, was hier gewees vanoggend. Die gees van die Here soek 'n plek om te rus. Nou weet nie van jou nie, maar ek wil daai individu wees. I want to be that person. Val ek so nou en dan? Ja, ek doen. Soek maar net mens, ek's moeg. En my swaar sien, as mense so vrou gaan met hom, dan sê hy, moe. Moe. Moenie jy soos 'n koei klink nie. Maar
laat toe dat die teenwoordigheid van die Here op jou kom rus. So met my, van julle manne wat so is. Maar jy weet dan hoe jy sien by is. Dis betaal permanent. Die Gees gaan op jou rus. Wysheid gaan op jou rus. Verstand gaan op jou rus. Raad gaan op jou rus. Sterkte, kennis, die vrees van die Here gaan op jou rus. Kyk dan. Annemarie. Sy is regtig Engels. Sy. Nee. Ja, ek dink jy is nommer 1 character stryd. Jy een van haar karakters eienskappe. Ja, ek dink jy is wow. Jy is die individu wat aktiveer. Jy is 'n individu wat you need relevance. Jy wil relevant wees. Relevantie is vir jou baie belangrik. Maar tog het jy iets in jou wat mense aktiveer. So jy is definitief 'n persoon wat ek sal aanmoedig, as jy iets wil gedoen het, laat sy in dit glo. En sy wil dan. Sy is 'n organisatoriese tipe individu, as jy die woord kan gebruik, is dit baie diep woord vir die geleerde by Neville. Organisatorisch. Ek mag ook kyk hoe sê, oh nee, hou die daai woord. Maar georganiseer. Dit is jou vriend. En wat ek jou wil sê, jy dink die mes in jou mond is klein. Nie versigtig wees nie. Maak op jou mond. Maak jou presence felt. Maar die woord van die Here kom en jy sal sien. Something is about to happen. Moenie verbaas wees as die Here jou gaan begin oprig met vrouens op jou nie. Moenie verbaas wees dat wanneer jy begin met vrouens tyd te spandeer, sal jy sien die Here van die weerskare gaan iets laat gebeur. O, Steven, ek het nie 'n teologiese graad nie. Jy het nie 'n teologiese graad nodig nie as jy 'n brief van Vader se naam mee gaan swat nie. Kan jy net doen. Maar wat ek jou wel wil vra, is want deur tyd in die Here, want die Here is gaan die logos woord vir jou laat onthou, en gaan sy Gees laat vaardig raak daarop. En dis hoekom ek hier skerp mespunt sien wat uit jou mond uitkom. Jy ken die woord. Nie jouself betwyfel nie. Laat toe dat die Gees van die Here op jou lewe kom en hy wil bring true life. Okay. Maar moenie gemaklik praat. Go for it. Moenie probeer mooi praat. Sê dit. En jy gaan sien dat mense vir jou gaan luister. Jy het 'n teer hart. Jy het 'n teer hart en soms kan die klein dingetjies die vreugde steel. En die rede hoekom dit is want jy is 'n harmoniese individu. Harmonie is vir jou baie belangrik. En dit is so, jy moet jouself beskerm. Dus moet jy sal nie in 'n situasie wees waar jy geharde situasies betref. Dit sal nie vir jou 'n goeie plek wees nie. Maar dis hoekom die Here jou gaan gebruik. Want jy gaan die teerheid en die insig en die deernis hê om dit te deel. Corrie. Ja. Sy is nie 'n lieve tannie. Sy is 'n lieve mens. Sy is 'n regte marshmallow. Maar ek vergelyk met 'n pink marshmallow. Glad nie. Ek sien jou by die huisput. En dis waar jy wees. Maar ek sien iets anders nou. Ek sien hoe die Here sê ek het al baie besoek. Ek was baie by. Jy weet het. One thing I desire.
That one thing that I desire is to dwell in the secret place of the Most High. That one thing. Dit is vir jou mees belangrikste punt van jou lewe. Die dag wanneer ons jou begrafnis hou, sal hulle praat, die vrou wat die Here besoek het, en sy het hom vandag gevind. Want in die simplisiteit wat jy mense nader, het soveel krag. Ek sien engele om jou staan op hierdie spesifieke oomblik. Of ek dit in die vlees sien of in die gees doen, is ek nie seker van, maar een weet ek nou. Ek sien lig wat daar op jou kom, ek sien engele wat plek maak, oopmaak. En terwyl jy hier sit, sien ek hoe 'n groot engel nou 'n skottel vat en oor jou giet. Ja. Hy giet dit oor jou. Weet jy hoe kom giet hy dit oor? Want die Here sê, jou lofliedere het my troonkamer bereik. As jy laaste maar nie die minste nie. Alrede kom jy laaste gedoen is, want jy is die laaste op die lys. Want hierdie man het so omgegaan. Ek wil glimlag ek so. Ek sien ons hemelse Vader. Sê daai man is 'n man op die hart. Jy weet wat 'n papa doen. Jy weet wat 'n oupa doen. Jy weet wat oupas is so terug. Kyk jy so na sy kinders. Sê, wat 'n mooi klomp mense. En hierdie woord so kyk na jou, is wat die Here jou kyk. En hy sê vir jou, you are a beautiful man. You are a beautiful man. You, my son, you are a beautiful man. You are kind, you are soft-spoken. Because you will see my strength. And every prayer that you prayed, you will see the fulfillment of it. Before I call you home, you will see the fulfillment of every prayer of your life. As een verlore skapie in jou familie waaroor jy bekommernis het. En jy het al baie keer gesê, Here, moenie my kom haal vir daai kind nie gered is nie. Jy gaan sien, die Here gaan jou genadig wees en daai kind terugbring. Leka sotoko stoko sizibi katabasa. Ek
Ek sien soos die Samaritaanse vrou wat by die put is, wat die Here Jesus na haar toe uitreik. En dan sê hy vir haar, wat ek vir jou gaan gee, is water wat nooit sal ophou nie. Jy sal nooit weer dors hê, wanneer jy na my toe kom nie. En dit is dit wat die Here vir jou wil sê. You will never thirst again. Vader, kom bid vir hierdie man vandag. Jy is soos 'n vader in die huis. Papa sê nie baie nie. Hulle absorbeer nie. En partymal kan papa net kyk na iemand en dan gebeur het. Want hulle weet. Kinders weet. Ek kan so net seun kyk en net van sê, dan weet ek al wat jy sê. Of jy kyk, so. En dit is wie jy is. Is nie noodwendig iemand wat baie praat. Maar mense kyk na jou en hulle weet presies waar hulle staan. Ek vra ek bid dit nou vir jou of Jesus. Kyk julle. Daar's nog een. Is dit klaar? Lindy. Oh, shame. Lindy, as ek na jou kyk, sê dit is baie interessant. Het is baie interessant dat jy, ek sien jou op 'n Amerikaanse voetbalbaan. En dit is baie vreemd, maar ek sien 'n rekker om jou. En dit is asof jy hardloop. En dan voor jy op daai doel uitkom, is dit as jy, sjoep, dan sê jy terug. Ja. En hoekom die Here my nou wys die American football, sal ek nou verragtig nie weet nie. Maar ek gaan probeer om syfer, as jy so kan sê. Jou geesmens het geen geslag. Jy is 'n seun van God. As ek 'n bruid van Christus genoem kan word, kan jy seker maar die seun van God genoem. En ek hoor hoe die Here sê, hierdie is my seun in wie ek 'n welbehaag in het. En daar was tye, want jy gevoel het, Here, gaan ek ooit oor die doelin kom. En die Here sê, hierdie lekkers wat jy so teruggetrek het, was net om jou stamina weer te trek. Maar jy gaan in 'n plek begin kom in jou lewe, en jy gaan begin punte opmaak. Alles wat jy verloor het oor jare van die verlede, gaan al die punte opgemaak word en meer. Maar daar is 'n dryf wat binne in jou is. As jy wil iets deurgedruk het, vra hierdie vrou, sy sal dit deurdruk. As jy wil iets wil gedoen het, vra hierdie vrou, dit sal gebeur. Want jy het net geen einde nie. Jy sal aanhou druk, en aanhou druk, en aanhou druk, en aanhou druk. Jy voel partymal, ag, Here, ek het weer misluk. Nee, jy het nie misluk nie, die Here het jou sterk gemaak. Sien net my. Om gewigte op te tel is nie om te sê, hoe ek kry swaar nie, dis om jou spiere te ontwikkel. Ek bid vandag, in die naam van Jesus Christus, dat die Here jou sal versterk, jou sal oprig, en in die gees van die Here jou gaan vorentoe druk, dat jy oor die doellyn gaan kom, jy gaan sien die oorwinning wat saam met jou kom. Want die rekker wat jy het, is nie die grond nie, as mense aan het was, en jy gaan sien, jy gaan hulle almal oortrek. So die wat jou probeer terughou het, gaan actually alles in 'n riem gevang as te ware, want hulle gaan redoel. En jy gaan terugkom en jy gaan vir hulle sê, I got you. En hulle sal almal tot inkeer kom, die elke liewe lot van hulle, wat jy probeer terughou het. Jesus. Amen.
Ek hoop dat dit sien vir julle beteken vandag. Ek wil net afsluit en dan gaan ek julle kans gee want ek dink ons moet seker gaan. Ek wil julle net herinner. Volg die leiding van die Heilige Gees. Selfs as jy nie duidelikheid het nie. Gedagte nommer 2. Moeilikheid is deel van jou roeping. So get over it. Die lewe sonder doel het geen waarde nie. Voltooi die wedloop en jou God gegewe taak. Ons is almal geroep om in die skram te trek. The kingdom is taken by force. Verkondig die evangelie van genade met oorgawe. As julle my 'n guns kan doen vandag, onderwerp jouself in die skrifte. Net doen net onderwerp jouself in die skrifte. Die Gees van die Here sal vaardig raak op jou, jy sal sien, jy sal hoogtes bereik wat mense ooit gedink het julle in staat is. Amen. Wat ek net ervaar, Steven, baie dankie. Ek wil sê, ek wat die meeste van ons ken 'n bietjie van mekaar, maar ek het die voorreg om die meeste van julle persoonlik te ken. En ek het baie lank so akkuraat die Here hoor. Soos vandag. Ons moet dit wat hier gesê is, die Here het 'n skatkis oomblik beplan. Na ons sessie was nie beplan. Dit was 'n laaste minuut ding toe ons sit Dinsdag in. Hy sê, hoorie maar, wil jy met jou leiers, en al wat ons toe terugkom hier is, hoorie maar, miskien moet ons die vrywilligers. So, en die Here het hierdie ding beplan. En die Here het radikaal vanaand gepraat. Ek wil vir julle sê, hierdie gemeente kan nie opbreid sonder julle. Mag elkeen van julle confidence vat om die roeping wat die Here vanaand wil kom stuur in julle mee te hardloop. Because that is what the kingdom is. Hierdie gemeente is nie naaste by op die kapasiteit wat die Here vir ons het. God. Ek wil vir julle as span sê, the kingdom needs you to push us forward to where God wants us. Amen. Amen. Sien vir julle.